Hallo, ek is Elmarie Gelderblom en welkom by nog 'n aflewering van AfriForum in Fokus. In hierdie aflewering gee ons aandag aan Ramaphosa wat voor 'n kruispunt staan. Dit is die boodskap van AfriForum wat ernstige waarskuwings rig. Na skerp kritiek uit die Withuis dring ons daarop aan dat die president moet kies, herstel of aanhou ontken. Intussen begin ons 'n hofstryd teen die onteieningswet, verwelkom ons sekere begrotingsbesnoeiings en eis ons antwoorde oor 'n geheimsinnige Sangoma-ritueel aan die NWI. In die hooftrekke, Ramaphosa en Trump, hofstryd teen onteieningswet en Sangoma-voorval by NWI. Ramaphosa moet kies, herstel of ontken. AfriForum waarsku dat die regering se pogings om plaaslike krisisse as misinformasie af te maak gedoem is om te misluk. Ons reageer op kritiek van Donald Trump tydens 'n Withuis ontmoeting oor die onteieningswet en die Kiel de Boer dreensang. Volgens Kali Kriel moet Ramaphosa kies of erken en herstel die krisis, of hou aan ontken ten koste van die land. Kriel noem dat wetgewing soos die Bella-wysigingswet, rassekwotas en onteiening sonder vergoeding Afrikaners en minderhede vervreem. Ons beklemtoon dat ons sal voortgaan om oplossings te soek en onreg te takel, ondanks intimidasiepogings. AfriForum begin hofstryd teen onteieningswet. AfriForum het by die Noord-Gautengse Hooggeregshof aansoek gedoen om die onteieningswet 13 van 2024 as ongrondwetlik te laat verklaar. Ons waarsku dat die wet wat voorsiening maak vir onteiening teen nul vergoeding 'n bedreiging vir privaat eiendomsreg inhou en moontlik misbruik van mag kan aanmoedig. AfriForum betwis veral artikel 12.3 en die bepaling wat onteiening toelaat terwyl regsaksie nog hangend is. Volgens AfriForum weerspieël die wet die ANC se strewe na onteiening sonder vergoeding, 'n beleid waarvoor ons nou regsgronde wil beveg. AfriForum verwelkom staatsbesnoeiings, maar waarsku teen belastingdruk. AfriForum beskou die 2025 begroting as 'n stap in die regte rigting weens sekere staatsbesnoeiings, maar waarsku dat die belastinglas steeds te hoog is. Ons wys daarop dat inkomstebelasting in reële terme gestyg het en dat verhoogde brandstofheffings druk op die ekonomie plaas. Ons pleit vir verdere besnoeiings, insluitend 'n kleiner kabinet, minder staatsuitgawes aan luksehede en die privatisering van staatsinstellings. Ons beklemtoon ook dat belastingbetalers nie waarde vir hul geld kry nie en dat gemeenskappe dikwels self moet instaan vir dienslewering. AfriForum Jeug dien paaie aansoek in oor NWI se ondersoek na beweerde Sangoma-ritueel. AfriForum Jeug het 'n paaie aansoek by die Noordwes Universiteit ingedien oor 'n beweerde Sangoma-ritueel op 13 April in die Eikenhof Dameskoshuis. Die universiteit bevestig dat 'n formele ondersoek plaasgevind het, maar geen bewyse vir so 'n ritueel gevind is nie. AfriForum Jeug hou egter vol dat die terugvoer onvoldoende is en versoek nou besonderhede oor die ondersoek se omvang, metodologie en bevindings. Volgens Yvonne Gerber, jeugbeampte vir AfriForum Jeug, is daar steeds geen verduideliking vir die bloedstollende gille wat daardie aand gehoor is nie, iets wat talle inwoners glo paniekbevange gelaat het. Ons wil ook weet watter stappe die NWI geneem het om studente se bekommernisse aan te spreek en of enige beleidsveranderinge rakende kulturele praktyke in koshuise gemaak is. AfriForum Jeug sê die gebrek aan deursigtigheid wek kommer oor studente veiligheid en universiteit se aanspreeklikheid en dring aan op volledige verantwoording. AfriForum appeleer teen DWS se rasgebaseerde besluit oor waterregte. AfriForum het appel aangeteken teen die Departement van Water en Sanitasie se afkeer van 'n aansoek om waterregte van 'n swart boer na 'n wit boer oor te dra. Die DWS het die aansoek afgekeur op grond van transformasiedoelwitte, sonder om wesenlike faktore soos die openbare belang, beleggings en impak op ander gebruikers in ag te neem. AfriForum voer aan dat ras nie as enigste maatstaf gebruik mag word nie en beskou die DWS se besluit as diskriminerend en ongrondwetlik. Ons waarsku dat sulke praktyke regsorde ondermyn en die ekonomiese vryheid van beide swart en wit boere benadeel. Hierdie stap volg op AfriForum se voorslepende stryd teen die DWS se omstrede transformasievereistes in die watersektor, insluitend druk om onregverdige regulasies en regsgebaseerde kriteria te laat herroep. AfriForum moedig die publiek aan om enige diskriminasie in waterregte by ons aan te meld.
Afrikaner vlugtelinge is ernstige aanklag teen ANC-regering. AfriForum beskryf die vertrek van die eerste groep Afrikaner vlugtelinge na die FSA as 'n ernstige aanklag teen die ANC-regering wat weier om geweldsaanhitsing soos Kiel de Boer te veroordeel. Volgens Kali Kriel is diskriminerende rassewetgewing en die nuwe onteieningswet kernredes vir hierdie vlugtelingskap. Ondanks die omstandighede wil AfriForum saam met die Solidariteitbeweging voortgaan om 'n toekoms vir Afrikaners in Suid-Afrika te help bou deur selfstandige strukture, veiligheid en internasionale druk. Ons respekteer die vlugtelinge se besluit en sal hulle deur die wêreldwyd netwerk ondersteun. Ramaphosa dryf Afrikaners uit SA, sê AfriForum. AfriForum het president Cyril Ramaphosa skerp gekritiseer nadat hy Afrikaner vlugtelinge as lafaards beskryf het. Volgens Kali Kriel is Ramaphosa se optrede en beleid insluitend sy steun aan die Kiel de Boer dreensang, die ondertekening van die anti-Afrikaanse Bella-wet en die onteieningswet die werklike oorsaak van Afrikaners se vervreemding en immigrasie. Vlugtelinge word nie net verjaag nie, Ramaphosa dryf hulle aktief weg, sê Kriel. Hy beklemtoon dat AfriForum aanhou veg vir 'n regverdige toekoms vir Afrikaners en ander minderhede in Suid-Afrika. Falke se ondersoek is intimidasie. AfriForum beskryf die Falke se ondersoek na hoogverraad klagtes teen die organisasie as 'n poging tot intimidasie. Uitvoerende hoof Kali Kriel meen dit is gemik op die stilmaak van kritiese stemme teen die ANC-regering en vergelyk dit met taktieke van onderdrukkende regimes. Die ondersoek volg op klagtes wat in Februarie ingedien is. Kriel sê AfriForum sal nie swyg nie en gaan voort om beleidsrigtings soos die omstrede Bella-wetsontwerp en haatspraak teen Afrikaners teen te staan, plaaslik en internasionaal. Volgens Kriel is gespreksvoering met internasionale regerings deel van demokratiese regte en nie hoogs verraad nie. AfriForum daag rasgebaseerde vereistes van Transformasiefonds uit. AfriForum het op 9 Mei 'n parlementêre voorlegging aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging ingedien, waarin ons die rasgebaseerde vereistes van 'n beoogde R100 miljard diskriminasiefonds verwerp. Ons stel voor dat nie rassige ekonomiese kriteria gebruik word eerder as ras-eksklusiewe voorwaardes. Volgens AfriForum bevorder sulke beleide korrupsie en belemmer dit werklike ekonomiese groei. Ons verwerp ook die voorgestelde finansieringsmodel waar volgens 3% van privaat ondernemings se jaarlikse wins na belasting vir die fonds aangewend sal word. Ernst van Zyl, AfriForum se hoof van openbare betrekkinge, waarsku dat rasgebaseerde beleide reeds skade aan die ekonomie en rasverhoudinge aangerig het. AfriForum het intussen 'n petisie teen rasgebaseerde wette geloods op www.stopraswette.co.za. Pretoria substasies brand. Tshwane Metro kniehalter veiligheidsplan. AfriForum het die Tshwane Metro gekritiseer na 'n brand by die Swartkop substasie en beskuldig die metro daarvan dat hulle gemeenskapsinisiatiewe teenstaan wat kritieke infrastruktuur moet beskerm. Volgens AfriForum is hul substasie veiligheidsplan wat reeds suksesvol in ander dorpe geïmplementeer is, doelbewus gestop deur munisipale amptenare, ondanks 'n formele ooreenkoms vir die beveiliging van die Garsfontein substasie. Arnie Rood van AfriForum meen swak bestuur, kabeldiefstal en sabotasie dra by tot die kragkrisis en dat die metro nie die politieke wil het om dit te hanteer nie. Hy beklemtoon dat AfriForum gereed is om te help, maar dat samewerking van die metro noodsaaklik is om soortgelyke rampe te voorkom. Gautengers word verkeerlik vir waterkrisis geblameer. Metros dra werklike skuld. AfriForum het gewaarsku dat regeringsuitsprake oor Gauteng se waterkrisis misleidend is en dat dit onregverdiglik inwoners as sonnebokke uitwys. Die parlementêre portefeuljekomitee vir water het pas weer 'n beroep op inwoners gedoen om hul verbruik dringend te beperk, maar AfriForum voer aan dat die narratief berus op 'n verdraaide interpretasie van waterdata. Volgens Maree de Waal, AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, word die syfers oor hoë per capita verbruik misbruik sonder om faktore soos waterlekke, onwettige verbindings en munisipale selfverbruik in ag te neem.
Wetsgehoorsame inwoners gebruik trouwens in sommige gevalle al minder water, sê hy. Slegs Tshwane het op AfriForum se paia-versoeke gereageer. Volgens hul syfers het wettige betaalde huishoudelike verbruik die afgelope 5 jaar met 4,5% afgeneem, terwyl die aantal watermeters met 3,8% gedaal het, ondanks bevolkingsgroei. Tshwane se eie verbruik het egter met 433% gestyg en 1/3 van die water gaan verlore deur lekkasies en onwettige gebruik. AfriForum sê, dit is tyd dat metro's hul eie rol in die krisis erken, eerder as om inwoners te blameer. 'n volledige verslag oor Tshwane se verbruik sal later bekend gemaak word. AfriForum eis antwoorde oor nuwe agterstand in vuurwapenlisensies. AfriForum het die nasionale polisiekommissaris, generaal Masemola, genader oor die hernieude vertragings by die sentrale vuurwapensregister. Na talle klagtes van aansoekers wat maandelang geen terugvoer ontvang het nie. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, word wetsgehoorsame burgers so kwesbaar gelaat weens bureaukratiese ondoeltreffendheid. Die organisasie vra nou antwoorde oor die redes vir die agterstand, die vordering met digitalisering en die aanwending van R30 miljoen wat hiervoor begroot is. Ons dring aan op dringende optrede en digitale hervorming van die aansoekproses om verdere rompslomp te vermy. Ons beklemtoon dat ons toegewy bly aan die beskerming van verantwoordelike vuurwapen-eienaars se regte. Minister se stilswye oor Kruger Wildtuin myn ondermyn vertroue. AfriForum het skerp kritiek uitgespreek teen Dr. Deon George, minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, oor sy volgehoue stilswye rakende 'n omstrede mynbouaansoek naby die Kruger Wildtuin. Die organisasie het verlede maand 'n dringende versoek vir 'n formele ondersoek en openbare verklaring gerig oor die gebrekkige omgewingsimpakstudie van Tenbosch Mining, maar tot dusver geen reaksie ontvang nie. AfriForum beskuldig die departement van versuim om omgewingswette te handhaaf en sê die minister se passiwiteit ondermyn openbare vertroue en toon 'n gebrek aan leierskap. Indien die regering nie optree nie, sê ons sal alle wettige stappe oorweeg om die Kruger Wildtuin se ekologiese integriteit te beskerm. Meer as 12.000 teken beswaar aan teen nuwe SIRA-regulasies. AfriForum het skriftelike kommentaar en meer as 12.000 handtekeninge ingedien teen voorgestelde wysigings aan die regulasies van die private sekuriteitsbedryf. Jacques Broodryk waarsku dat die wysigings die sekuriteitsbedryf sal ontwapen en die publiek kwesbaar sal laat. Ons sê die veranderinge bedreig nie net die werksekerheid van meer as 580.000 werknemers nie, maar ook die veiligheid van gemeenskappe, ondernemings en selfs staatsinstellings. AfriForum het ook 'n paia-versoek aan korrektiewe dienste gerig om duidelikheid oor die impak van hierdie regulasies op fasiliteite soos die Mangaung gevangenis te kry. Broodryk noem dit verregaande dat die regering privaat sekuriteit gebruik, maar hulle terselfdertyd wil ontwapen. Tshwane Metro se voorgestelde heffing is onwettig en onbillik. AfriForum waarsku dat die Tshwane Metro se voorgestelde omgewingsheffing in stryd is met wetgewing en neerkom op dubbele belasting. In kommentaar aan die Metro wys ons daarop dat die heffing inwoners benadeel, ongeag of hulle van vullisverwyderingsdienste gebruik maak. Die Metro beoog 'n vaste heffing van R194,37 per maand op sekere eiendomme. AfriForum beklemtoon dat dit artikel 74.2 van die Wet op Munisipale Stelsels oortree en stel alternatiewe voor om inkomste te verhoog, soos beter invordering, die herstel van weegbrûe en die uitroei van wanbestuur by vullisterreine. AfriForum dring aan op deursigtigheid en verantwoordelike hulpbronbestuur en beskou die Metro se gebrek aan reaksie op vroeër skrywes as kommerwekkend. AfriForum sê dit sal voortgaan om die Metro tot verantwoording te roep. Wag eers met NGV-regulasies. AfriForum sê die regering moet eers wag met die voorgestelde bestuursregulasies vir die nasionale gesondheidsversekering, totdat hofuitsprake oor die stelsel afgehandel is. Ons het kommentaar ingedien waarin ons verskeie tegniese tekortkominge in die regulasies uitwys, onder meer 'n gebrek aan begroting, tydelike befondsing en verwarrende formulering. Ons voel die implementering van die NGV-wet
sonder 'n wettige raad en wysigings aan die wet sal self grondwetlik problematies wees. Veldtogbeampte Louis Boshoff meen die NGV is finansiëel onhaalbaar te midde van druk op staatsbesteding en stel voor dat die minister die proses liewer staak. Ons hou vol dat oplossings eerder in samewerking met die privaat sektor gevind moet word om bekostigbare gesondheidsdienste aan meer mense beskikbaar te stel. Dis tyd vir goedkoper mediese fondsopsies. AfriForum het in reaksie op die Raad op Mediese Skemas se verslag oor lae-inkomste voordele opsies beklemtoon dat daar 'n dringende behoefte is aan bekostigbare mediese dekking in Suid-Afrika. Die verslag volg op 'n 2015 raamwerk wat goedkoper opsies moontlik wou maak deur wetgewingsveranderinge. Volgens ons is die voorgestelde raamwerk nie foutloos nie, maar steeds 'n beter keuse as om weer van voor af te begin. Die huidige wet op mediese skemas verplig fondse om voorgeskrewe minimumvoordele aan te bied, wat selfs intreevlak opsies onbetaalbaar maak. Die voorgestelde raamwerk stel beperkte vrystelling van hierdie vereistes voor. Boshoff wys daarop dat daar reeds sedert 2001 navorsing hieroor gedoen word sonder enige goedgekeurde voorstel. Hy beklemtoon dat staatsgesondheidsorg nie die tekort kan aanvul nie en dat die NGV nie 'n werkbare alternatief bied nie. Die privaat sektor het ruimte nodig om oplossings te bied, sê hy. Gauteng se vullisterreine 'n tikkende tydbom weens wanbestuur. AfriForum waarsku dat Gauteng se 3 metros op die rand van 'n omgewings- en gesondheidsramp staan, aangesien hul munisipale vullisterreine binne net meer as 4 jaar hulle volle kapasiteit sal bereik. Volgens ons is dag 0 vir Gauteng se afvalbestuur onafwendbaar indien daar nie onmiddellik en daadwerklik opgetree word nie. Die Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni metros wat saam na raming sowat 13 miljoen inwoners bedien, het 'n kritieke tekort aan lugspasie op hul bestaande vullisterreine. In Johannesburg het een terrein reeds kapasiteit bereik, met die res wat binne 16 maande volg. Tshwane se terreine sal gemiddeld binne 6 en 'n half jaar oorvol wees, terwyl Ekurhuleni binne 5 jaar teen dieselfde lot te staan kom. Volgens Lambert de Klerk, AfriForum se hoof van omgewingsake, is die krisis nie net 'n logistieke uitdaging nie, maar 'n direkte gevolg van sistemiese bestuursfoute. Faktore soos vertragings in lisensietoekennings, die stop van goedkeurings vir nuwe terreine, 'n gebrek aan belegging in herwinningsinfrastruktuur en swak bestuur van bestaande terreine dra alles by tot die huidige toestand. Boonop is daar wydverspreide onwettige storting en infrastruktuurprobleme wat die krisis vererger. Ons beklemtoon dat munisipaliteite 'n grondwetlike en wetlike plig het om die omgewing en openbare gesondheid te beskerm. De Klerk meen die gebrek aan aanspreeklikheid en dringendheid onder betrokke owerhede dui op 'n onvermoë om hierdie verantwoordelikheid na te kom. As deel van die oplossing dring AfriForum aan op die vinnige implementering van 'n zero waste to landfill strategie, die totstandkoming van doeltreffende herwinningssentrums deur privaat-openbare vennootskappe en dringende optrede teen wanadministrasie by bestaande terreine. Ons het nie net 'n vullisprobleem nie, sê de Klerk, ons het 'n bestuursprobleem. En die nalatigheid is 'n direkte bedreiging vir die welstand van miljoene mense. AfriForum sal voortgaan om druk op owerhede te plaas om volhoubare en verantwoordbare oplossings te prioritiseer. AfriForum het regstappe teen die Tshwane Metro begin oor 'n beoogde stadsreinigingsheffing van sowat R200 per maand wat vanaf 1 Julie vanjaar op eiendomme sonder munisipale vullisverwydering gehef sal word. Ons bestempel die heffing as onbillik dubbele belasting en sê dit gee buitensporige mag aan die munisipale bestuurder. Ons eis antwoorde oor die rasionaal, vergaderingsnotules en terugvoer op hul voorlegging teen 30 Mei en dreig met hofaksie indien dit nie gebeur nie. Volgens ons is die heffing in stryd met wetgewing en probeer die metro hiermee sy begrotingstekorte dek ten koste van reeds oorbelaste inwoners. AfriForum het sy kommer uitgespreek oor die militarisering van die Mangaung verkeersdepartement na 'n nuwe vennootskap met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag. Die SANW sal verkeersbeamptes dissipline en seremoniële opleiding gee,
maar ons waarsku dat militêre taktiek nie geskik is vir burgerlike wetstoepassing nie en openbare vertroue kan ondermyn. Ons het 'n verduideliking en waarborge van die metro aangevra en pleit vir samewerking met gemeenskapveiligheidsinisiatiewe eerder as 'n hardhandige benadering. Ons beklemtoon die waarde van bestaande strukture soos buurtwagte en moedig vennootskappe aan wat op deursigtigheid en gemeenskapsvertroue fokus. AfriForum verwelkom hofuitspraak oor burgerskap as mylpaal vir Suid-Afrikaners oor see. AfriForum het die Konstitusionele Hof se bevestiging van 'n 2023 appelhofuitspraak verwelkom wat artikel 6.1a van die Burgerskapwet as ongrondwetlik verklaar. Die artikel het veroorsaak dat Suid-Afrikaners hul burgerskap outomaties verloor het wanneer hulle sonder ministeriële toestemming ander burgerskap aangeneem het. So Anne de Wet van AfriForum sê die uitspraak is 'n belangrike oorwinning vir duisende Suid-Afrikaners in die buiteland, wat dikwels onwetend hul grondwetlike regte verloor het. Sy kritiseer die regering se langdurige versuim om die onreg reg te stel en verwys ook na belastingwetgewing wat Suid-Afrikaners oor see verder vervreem. Volgens haar behoort die diaspora ondersteun te word as ambassadeurs van die land. Dan vir goedvoelnuus. AfriForum se protespan help met hervestiging van leeu naby Bella Bella. 6 van AfriForum se protespanlede van Roodepoort het 'n unieke rol gespeel in die hervestiging van 'n leeu by die Skrikkloof privaat natuurreservaat naby Bella Bella. Hy is in aanhouding in Nederland gebore en het min kontak met ander leeu's gehad. Hy is op 17 April as deel van 'n internasionale reddingsinisiatief in Suid-Afrika hervestig. Die protespanlede het gehelp met logistieke ondersteuning tydens die vervoer van hom vanaf OR Tambo internasionale lughawe na sy nuwe tuiste, wat deel is van The Lions Foundation. Jacques Broodryk van AfriForum sê dat hoewel protespanne gewoonlik op gemeenskapveiligheid fokus, is hulle ook bereid om breër inisiatiewe soos hierdie te ondersteun. Protespanne bestaan uit spesiaal opgeleide buurtwaglede wat gevorderde opleiding ontvang het. Die leeu is sonder voorval oor die 172 km afstand vervoer en ontvang nou sorg en stimulasie in 'n geskikte omgewing. In vermaaklikheidsnuus, kaartjies vlieg vir Semi-Soet by AfriForum Theater. Theatergangers stroom na die AfriForum Theater vir Semi-Soet die musiekblyspel, wat met uitverkoopte vertonings afgeskop het. Met Bobby van Jaarsveld en Annel Alexander in die hoofrolle het die produksie geïnspireer deur die gewilde 2012 rolprent reeds meer as 80% van sy kaartjies uitverkoop. Bekendes soos Karlien van Jaarsveld, Vanessa Marie de Tooy en die TikTok duo Janie en Wayne was onder die gaste. Volgens AfriForum sal die speelvlak nie verder verleng word nie en belangstellendes word aangeraai om vinnig kaartjies te bespreek. Semi-Soet bring romanse, humor en oorspronklike musiek na die verhoog en word aangebied in samewerking met Inhoud Huismusiek. Ons sluit af met Afrikaans wat 100 is. 'n reis van 1400 km met 9 reuse letters wat Afrikaans uitspel, het op 1 en 2 Mei deur 4 provinsies gegaan met een doel, om die 100-jarige amptelike status van Afrikaans te vier. Die Solidariteit-beweging, insluitend AfriForum en Solidariteit, het vanaf die Soltech kampus in Centurion vertrek met 'n vragmotor wat die sogenaamde Afrikaans amptelik 100 lettertoer begin het. Die 9 letters, elk sowat 2 meter hoog en met 'n gesamentlike gewig van 720 kg, is deur 9 instellings versier en by verskeie stilhouplekke tentoongestel. Die instellings het hulle eie bydrae tot Afrikaans se voortbestaan op simboliese en kreatiewe wyse uitgebeeld. Die letters het uiteindelik hul bestemming bereik by die Afrikaanse Taalmonument in die Parel, waar die feesviering op 8 Mei sou begin. Volgens projekleier Karin Bloem is die kunswerk tydens die fees uitgestel, waarna dit na Pretoria geneem sou word vir 'n permanente tuiste naby die Voortrekkermonument. Die toer het gewys dat Afrikaans 'n taal is wat landwyd geleef en liefgehad word, ten spyte van uitdagings. Sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing. Tot volgende keer, bly ingelig en bly betrokke.